vir die geleentheid vanmôre om met julle te praat. Pastor Andries, baie dankie. Ek is regtig vir my 'n voorreg om met julle te deel vanmôre. Ek wil begin vanmôre dalk net om so 'n bietjie te recap. Pastor Andries het vir ons die visie gedeel van ons gemeente, so ek wil net so vinnig daaraan raak en ek wil spesifiek na daai skrif toe gaan van Matteus 28 vers 19 en 20 en dit sê: Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always, to the end of the very age. En ek dink wat gebeur is ons het nodig om visie in ons lewe te hê. Ons het nodig om iets te hê in ons lewens, want sonder visie kom ons om. Where there's no vision, the people perish. Ons kan nie aangaan nie. Ek meen, jy het 'n persoonlike visie nodig en jy het ook 'n visie nodig in 'n groep soos die. As ons as 'n groep soos hierdie is en ons moet rugby speel en net 2 ouens het 'n visie om te wen en die ander ouens sit op die paviljoen en eet popcorn en drink koeldrank, gaan ons 'n probleem hê. Ons gaan nie daai game wen nie. Of werk dit anderster by julle? Ons moet almal saam speel in hierdie game met een doel voor oë. Goed, dan het ons 'n bietjie gepraat, uit die introduction gegee, het 'n bietjie gepraat oor dit. Pastor Jimmy het gekom en hy het so 'n bietjie verder gegaan. Jy kan net so vinnig deurblaai. Hy het die visie heeltemal gelees, kom ons gaan hier volgende een toe. Hy het gepraat om die Here te eer met jou hele hart, jou hele siel en al jou krag. Wie kan dit onthou? En dan ook jou naaste lief te hê soos jouself. Dis die volgende slide. Jy kan amper gaan tot waar ek moet wees. Right. Ek gaan vanmôre 'n bietjie praat oor om disippels te maak. En ek dink dis een ding wat van kardinale belang is vir ons as Christene. Ons as Christene het hierdie doel en visie op aarde en hierdie roeping op aarde om voort te sit wat Christus gedoen het hier op aarde, is dit nie? Jesus sê ek het 'n opdrag van my Vader gekry om 'n werk te kom doen hier op die aarde. En toe hy na sy Vader toe gaan, toe gee hy vir ons die werk. En ewe skielik moet ons disipelmakers word. Ek wil amper sê vanmôre, as ons 'n titel wil hê vir vanmôre, wil ek sê ons moet disipelmakers wees, maar nie net dit nie. Ons moet disipelmakers van disipelmakers wees. Okay, ek wil julle moet mooi hoor. As ons die enigste disipelmakers is, wie gaan dan na ons disipels maak? Ons moet nie net disipelmakers wees nie, ons moet disipelmakers van disipelmakers wees. So iemand moet kan voortgaan met die werk wat Christus doen. Is dit nie? Anders dan gaan ons net hier ophou. Dan is ons klaar. Nou ek wil begin by disipelmakers en ek wil daai skrifgedeelte lees, net aanhaal weer van Matteus 28 vers 19. Die Here wil ons leer om disipelmakers wees. Eintlik sê 'n skrif, ek wil julle vissers van mense maak. Nou ek wil bietjie speel met dit vanoggend om 'n visser van mense te word. Wie van julle het al vis gevang in julle lewe? Okay. Dis nie baie ver van dit af nie. Ek het vanoggend gevra vir Benjamin, soek net gou vir my 'n foto waar ek so 'n klein seentjie was vis gevang. Ek het 'n klomp visse gevang. Maar dis nie waar dit begin het nie. Ek het nooit geweet dat my pa, ek was ook een van daai ouens, jy weet, so rukkie gesit en dink nee, hierdie is boring. Dan begin jy rondloop en jy gooi klippe in die water en jy doen allerlei snaakse goed. En hy het 'n vis gevang en hy het die vis gevat en aan my hoek gesit en teruggesit in die water. En die volgende oomblik toe sê, jou visstok byt. En ek hardloop nader en ek trek hierdie groot vis uit. En ek dink, wat, ek kan dit doen. Daarvan af het visvang my gevang. Yes, ek sê vir hulle, toe het ons vis gevang. Ons het nie kerk toe gegaan nie, ons het gaan visvang elke naweek. Ja, ons was nie, sorry, ek mag seker nie sê wat se kerk nie, ons was in 'n tradisionele kerk. En ons moes eenmal 'n jaar in daai skoene insqueeze. Daai broek was te styf, die hemp het styf, so dan moet jy onderbaadjie, 'n baadjie en 'n das aan hê. En dan het my ma so lank naald gehad en as jy net beweeg op daai bank, dan steek sy jou so. Jy weet jy begin hom al so koes, jy weet as jy gaan. En jy weet so kerk was nie 'n groot ding by ons nie, ons het vis gevang. En ek was dankbaar vir 'n tyd in my lewe waar ek kon visvang, maar toe ek die Here begin volg en ek word 'n visser van mense, is dit nie op die hoogste prioriteitslys nie. Baie lanklaas gaan visvang. En ek hou eintlik baie van visvang. Maar ek het geleer hoe om 'n visser van mense te word, om disippels te maak vir die koninkryk. Ek wil gou so vinnig
net so deur 'n paar puntjies hardloop wat belangrik is. Ek wil hê ons moet na Romeine toe gaan vanmôre, Romeine 8 vers 14 tot 17. Ons as Christene moet onsself belyn met wat God se plan is vir ons hier op aarde. So maklik mis ons dit. Ek vra nou die dag is hier iemand van Messina volgend? Ja, so ek 'n lekker kinder. Ek is nou die dag bedien ek in Messina en ek vra vir hulle, het julle al iemand na Jesus toe gelei? Wie hier het iemand na Jesus toe gelei? Wie iemand het iemand in die koninkryk ingebring? Niemand steek hulle hand op. Ek dog hulle het my vraag verkeerd verstaan. Nou probeer ek weer 'n mooi vraag sê, maar ons moet iemand tot by die koninkryk, ons moet iemand in die koninkryk inkry. En hier steek 'n oom sy hand so bietjie op en die tannie, weet ek sou bly gewees het as net 2 mense gesê het, nee, ons het nog nooit iemand na Jesus toe gelei nie. Maar as net 2 mense sê, ja, ons het mense na Jesus toe gelei, dan raak ek bekommerd. Want ons het gesê, ons moet een visie hê, ons moet een doel hê. Die Here het 'n roeping op elkeen van ons lewens gesit hier op aarde. En ek vra daar, wie van julle weet wat die roeping van die Here is vir julle lewens hier op aarde? En die een oom steek sy hand op en sê, ek wag nog, ek soek nog. Ek wil nog hoor by die Here wat dit is. Wat moet ek doen? En ek wil sê, as jy vanoggend hier sit, en jy weet nie wat jou roeping hier op aarde is nie, begin hier. Word 'n visser van mense. Begin by 'n plek waar ons disippels maak vir die koninkryk van God. Waar ons kan gaan en ons maak 'n verskil waar jy bly. In jou dorp, in die provinsie, in jou land, in die wêreld. Om mense te raak vir Jesus Christus se koninkryk. Ek weet, ons hoef nie nog 'n begrafnis by te woon en as hy kussak te weet, dis net wat hy is nie. Daar's baie meer as dit. Ons weet, daai persoon is op 'n ander plek. Hy gaan sy oë oopmaak. En ek dink die eerste plek waar ons as Christene ons oë gaan oopmaak is voor die Here en hy gaan vra, wat het jy gedoen met wat ek vir jou gegee het om te doen? Is jy al by Romeine? Goed. For all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. For you have not received the spirit of slavery leading to fear again, but having received the spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself testify with our spirit that we are children of God. And if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs of Christ, if indeed we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. Hier's 'n paar goed gesê. Ons is mede-erfgename saam met Christus. Maar het julle gesien bietjie vroeër was ons nie. Ons moet Jesus eers in ons lewens hê om erfgename te wees. Ons was weeskinders. Orphans. Nou ek weet nie wie van julle weet dat 'n weeskind het nie die voorregte as 'n seun in die huis nie. Dirkie, kom gou. Kom ek roep hom. Jy's 'n seun in my huis. OK. Die persoon wat nie in ons huis bly nie, het hy dieselfde voorregte as jy. Kan hy in die yskas ingaan en net vat wat hy wil? Kan hy op enige bed slaap? Kan hy koeldrank drink net so? OK, ek mag nie dit sê nie. OK, mag ek nie. OK, maar hulle het nie dieselfde voorregte nie. Hulle kan by die hek staan en kyk hoe jy in die yskas grou. Kyk, hy grou in die yskas by ons huis. Laat ek vir julle een ding vertel. As daar enigiets is wat lyk of dit eetbaar is, dan verorber hy dit. Hy was nou vir 'n week in Bloemfontein om sport te doen. En nou is daar 'n coach wat kyk wat hulle eet. So hy kan nie net eet wat hy wil nie. Hy sê, "Pa, ek vrek van die honger. Ek moet wraps eet die hele dag." En nou besef ek, jy weet, by die huis eet hy net wat hy wil. Hy kom nou terug en Benjamin gooi vir hom 'n glas koeldrank in. Ek hoop nie hulle kyk nie. Maar Benjamin gooi 'n glas koeldrank in. Hy sê, "Luister hier. Ons mag nie koeldrank drink nie. As ons wil goed doen in sport, mag ons nie koeldrank." Ek dog, "Oh my word. Oh my word." Maar in 'n geval, hy het voorregte in my huis wat 'n weeskind nie het nie. Maar as jy by Christus kom, is jy daai weeskind wat die Here vat en hy sit jou in 'n familie. En ewe skielik is jy 'n mede-erfgenaam saam met hom. Jy's 'n deelgenoot. Jy was nie koninklik nie, maar nou begin jy koninklik word. Jy dra wat die Vader dra. Jy kan my enigiets vra, né? Ja. Dit beteken nie gaan alskyk nie. Okay. Maar ek sover dit my vermoë is, gee ek vir hom wat ek kan.
Is dit nie? Wie van julle paas en maas wil nie vir julle kinders alles gee nie? Dankie Dirk, jy kan sit. Wie van julle paas en maas wil nie vir julle kinders alles gee nie? Ons wil alles gee. Ek vra noudag uit 'n grappie uit, vra ek, wie moet ons offer? Wie van jou kinders kan ons offer, sodat die res van ons kan hemel toe gaan? En iemand sê nee, die pa sê nee, wow, ek sal eerder gaan. Offer my. Laat ek my hel toe gaan, dan kan die res gaan. Hy is nie bereid om sy kind te gee nie. Ons sal alles vir ons kinders gee. So die Vader wat in die hemel is, alles van ons gegee. Ons het mede-erfgename geword saam met Christus. Ons het wat hy het. Of ons kan buite staan en kyk. Die skrif sê jou sonde bou 'n muur tussen jou en God. En wanneer ons tot by Christus kom, ek wil amper stap tot by die muur, hier aan die ander kant van ek wil nie by die moederskamer staan nie, nou is daar iemand. Hier aan die ander kant mag daar ook mense wees. En ons kan hier praat en hulle gaan ons nie heeltemal hoor nie. En baie keer verstaan ons nie, ons bid, ons vra, maar niks gebeur nie. Maar staan ons in daai verhouding met die Here, dat hy ons kan hoor. En ek wil sê, hierdie 4 punte is van kardinale belang wanneer dit kom by wanneer ons sê ons is Christene. Die eerste plek, ons moet mense na Jesus toe lei. Ons moet hulle bring in wedergeboorte in. Ons moet hulle bring in redding in. Nou redding is nie 'n moeilike ding. As jy in die rivier is en jy het ingeval en jy is besig om te verdrink en jy is so besig om onder te gaan en die laaste babbeltjies gaan so op en ewe skielik is daar 'n hand wat jou uittrek en hulle sit jou op die boot. Is jy gered? Ja. Party lê nog aan skop en skree ek wil drink. Ek kry nie asem nie, maar jy's gered. Ons moet mense tot redding bring in die koninkryk van God in. So as jy nie weet wat om in hierdie lewe te doen nie, begin hier. Begin hier. Dan het ons as Christene nodig om disippels te maak, om volgelinge van Christus te maak. Dis die volgende proses. Ons moet mense leer hoe om op te tree as 'n ware Christen. Ons moet leer wat dit is. Dan groei ons tot volwassenheid. Dan groei ons tot op 'n plek waar ons kan sê, wow, ons is nou 'n bietjie meer volwasse. Nou ek weet nie wie van julle nie, dit sal 'n skok wees om 'n volwasse persoon te hê en ons moet nog steeds die bottel voer en bietjie winde uitvryf en bietjie doeke ruil. Dit is partymal nog 'n skok. As ons met groot Christene kom en ons moet nog baie keer die gedoen. Ons moet al volwasse geword het teen hierdie tyd. Wie van julle is 'n matriek hierso? Kom ons kyk gou. Is hier iemand wat 'n matriek is? Yes. Chanel, kom staan gee my. Yes, sorry, ek gaan jou gebruik gou volgende. Chanel moes iewers begin met skool. Stem julle saam? Sy kan nie net eendag by die huis sit en besluit, "Jessie, ma, dit gaan lekker wees om matriek nie. Ek wil bietjie matriek toe gaan. Ek wil graad 12 toe gaan, hè. Dis mos nou deesdae die grade. Graad 12 toe gaan en ons was in standaard 10 en matriek en nou is dit graad 12. Ek wil graad 12 toe gaan. Was dit so gewees? Waar het jy begin? Graad 0 of graad 1? Graad 0. Dis nog voor 00 en 0000 en 0000. En weet deesdae kom hulle al uit dan begin hulle al somme doen. Ekskuus. Sorry. Maar sy moes iewers begin by graad 0. En sy moes toetse skryf en sy moes groei en opgaan. Kom stap saam met my. En sy moes skuif in haar lewe tot op 'n plek waar sy uiteindelik op graad 12 kom en dan kom haar ou wat sê julle moet nou graad 13 ook doen en dan dink hulle ou maar hoor ek is klaar met skool. En het sy gekom tot op Okay. Sorry. Maar in elk geval, sy het tot op graad 12 gekom. En ek wil hier vandag 'n ding sê. Ons sukkel soms om tot op volwassenheid te groei as 'n Christen oor hierdie rede. Want iewester het ons deur hierdie lewe gegroei tot op 'n punt en dan besluit ons, die tannie met die kort rokkie by die hospitaal is te oulik. En dan kom die duiwel en hy gryp ons aan die oor. Kom stap saam met my. Maak ek seer. Hierso jou maat trek baie harder as hy. En vat ons terug tot by graad 1. Want ons het iewester in hierdie proses vergeet die harde leertye, die toetse wat ons geskryf het, die ondervindinge wat ons moes deurgaan, die juffrou wat ons nie oor het nie, die pak slaas wat ons gekry het, die goed wat ons gekry het om tot by graad 12 te kom. En baie keer, ek wil amper sê onnodig, gee ons dit op vir niks. Dan trek die duiwel ons terug graad 1 toe. Maar dan dink ek, ja, maar ek is mos groot.
Hoe gaan dit voel vir jou om nou in graad 1 te wees? Jy sit al met die kleintjies en hulle sê, juffrou sê, okay, haal uit julle kleipakkie, ons gaan 'n bietjie klei speel. Dit gaan nie cool wees nie. Verstaan? Hulle gaan vir jou sê, tannie. En baie keer sit ons met mense in hulle lewens wat nooit opgegroei het na 'n plek van volwassenheid, wat sien wat die impak van sonde is op ons lewens, waar ons 'n verskil kan maak in ander mense se lewens, gee ons dit so maklik op en ons val terug in, nou is ons weer hier. Nou moet iemand weer kom en sê, okay, alles gaan okay wees. En jy kan met trane bekeer en ons vry winde uit sê, okay, slaag jy as graad 1, dan gaan ons graad 2 toe. En so gaan ons aan tot by graad 12 weer. Maar dan wil ons groot meneer wees soms en dink, ja, ek het dit gemaak. Nee, jy gaan hemel toe, ja. Maar ons moet ook opgroei in volwassenheid as Christene. Dankie Chanel. Kos gee jou hand. Terwyl ek staan en dink aan wat sê ek vandag, besef ek, as ons almal by die Albesini dam moes sit vanoggend en ons vang vis, en ek wil nog praat oor 'n bietjie volwassenheid, en ons vang vis, kan ons die beste visstok hê. Nou, iemand het hande opgesê, julle is vissermanne. Nou, ek het gehoor, as jy 'n waft visstok het jy 'n goeie visstok. Met 'n Shimano Katrol, Shimano 8000, met ballbearings, met braided lyn, met Daiwa hoeke wat vlamskerp gemaak is. Die signature reeks van Loukie, okay, ek weet nie wat sy van nie, sy signature reeks dips, as jy dit het, gaan jy goeie vis vang. Dan 'n ordentlike kampstoel wat jy sommer daar by Mani kry by die koöperasie. Sorry Mani, hier's 'n bietjie advertensie vir jou. Kampstoel met 'n lekker sonbrandmiddel, 'n groot hoed. En ons sit almal daar en jy kan alles voorberei het en die wag ons. En is net die mense wat daai visstok vat en die lyn in die water gooi wat 'n kans staan om 'n vis te vang. Is dit nie? Ons kan die hele tyd brag oor ons mooi visstok, of ons mooi katrol, of die lyn wat so sterk is, of die hoek wat skerp is. Ons kan die hele tyd brag oor, dit is so lekker gemaklik om hier langs die dam te sit, dit is so stil, en die worsie braai op die kant, en jy sluk 'n koue koeldrankie. En vanaand as die son sak, dan het pastoor Johan, het hy 15 visse gevang. En jy sluip in die aand saggies na sy kiepnet toe. Wat nou is 'n vang, wat nou hou net toe. En jy haal vir jou so 5 of 6 van daai grootes uit en jy drop dit in jou net. En môreoggend as jy opstaan, staan jy op en sê, kyk hierdie groot visse wat ek gevang het. En ek wil nou hier 'n foto opgesit het van waar ek 'n vis gevang het. En die paparazzi is daar om Pastor Johan sê, Pastor Johan, baie geluk. Jy het 'n mooi visie daar. Jee, well done, goed gedoen. En pastoor Andri stel sy net op en daar's 6 visse met weg uit sy net uit. En die vraag is wie daai vis gevang? Nee Johan, Pastor Johan. Het ek nou dit omgeruil. Maar anyway, iemand het die vis gevang. En is nie sy vis gewees nie. Hoe fair is dit dan om te sê hierdie is my visse, as ek dit nie gevang het nie? En wat ek hier wil sê, volwassenheid sê, vang jou eie vis. Volwassenheid sê, maak jou eie disipel. Volwassenheid sê, gaan uit, gooi jou lyn in, sit dit in. Ek kan onthou, toe ek op 'n stadium met pastoor Andries, en weet jy wat, dieselfde as my pa gedoen. Hy het my gevat en gesê, kom kyk, hoe doen ek dit? Kom ek vat jou, en ek bid saam met iemand, en hy sê, dis hoe ons iemand na Jesus toe lei. En in hierdie proses het ek 'n paar babers gevang. Miskien 'n paar tuurvisse wat as hy uitgekom het my bietjie gebyt het. En hy het my geleer, jong, daar's 'n manier om vis te vang. En as jy op die regte plek, die regte tyd vis vang, en jy moet saam met die Here werk, jy moet saam doen wat hy doen. En weet jy wat, ewe skielik as ons dit snap, begin ons vissers van mense word. Ons begin disippels maak. Ons groei hulle tot op 'n volwassenheid. En weet jy wat, ons kan hulle uitstuur in hierdie wêreld om 'n verskil te maak. Ons kan hulle vat van die plek waar hulle is en sê, kom ons word saam 'n span met een visie, met een doel, om 'n visser van mense te word. Ek wil gaan na Romeine toe weer, Romeine 8, vers 19.
Sorry Daniel, dankie. Sê daar, for all creation is waiting eagerly for the future day when God will reveal who his sons and children really are. Daar's 'n, oepsie, sit ek my bril op. Daar's 'n plek waar die Here wil openbaar wie sy kinders is. Hy wil openbaar wie ons is in hom. En ek wil iets hierso lees vir ons. En sê, sons carry the name, the power and the authority of the Father. We must teach new believers how to live in victory, not as slaves of sin. Ons word geroep om hierdie wêreld te impakteer. Ons word geroep om 'n verskil te maak. We are called to make a difference. En baie keer sit ons net by die huis op ons rusbank met al die beste gear. En ek wil vanmôre sê, vat jou Bybel. Jy het die beste gear wat Jesus vir ons kon gee. Dis die beste uitrusting, die beste wat jy het. As ons dit volg, gaan ons die beste doen wat ons kan doen hier op aarde. Anders dan mis ons dit. Anders dan het ons hele lewe verby laat gaan en ons niks te doen nie. Ek wil vanmôre vra, hoe lyk jou hou net, jou keep net? Hoeveel vis is daarin wat jy gevang het? Ek onthou iemand het nou eendag vra hulle vir my, maar oom, ek probeer om iemand na Jesus te ek gooi al die verse, al die liedjies, ek doen al die goed wat ek kan, maar dit werk nie. Ek sê nee, hier is nie moeilik nie. Wat sê die woord? Werk net saam met Jesus. Werk net saam met God. Werk net saam met hom. Dan is dit baie maklik vir elkeen wat dit doen. 2 Korintiërs 5 vers 20 sê, therefore we are ambassadors of Christ, as though God were making an appeal to us. We beg you on the behalf of Christ, be reconciled with him. We are called to multiplication. So, amper sê ek 'n verkeerde woord. We are called to multiplication. The true mark of spiritually mature people is to raise up other disciples. Sons become fathers, teaching and leading the next generation. We are called to make disciples who make disciples. Ons word geroep om disippels te maak van disippels. Jy is nie net daar om 'n disipel te wees self nie. Ons maak disippels. En ek wil een ding sê gou, as ek nog 'n tydjie het, ek dink nog 'n tydjie. Ek wil gou miskien 'n getuienis deel van hoe ek iemand na Jesus toe gelei het. Ek het eendag, kom ek vertel jy sy storie, dit gaan ook makliker wees, en ek hoop hy kyk eendag dat hy hierdie sien en net my weer kontak, want ek het sy nommer verloor. En wat gebeur het is, hy het as 'n jong man skatryk geërf by sy pa. Nou kyk, ons almal dink ons wil op daai plek wees, yes, wie oom of 'n pa wat ons skatryk kan erf. Dit is nie altyd goed nie. Hy het 3 besighede geërf. Ek dink die een was ek gaan nou in Engels sê, trailers wat hulle verhuur het. Die ander ene was iets wat hulle gebou het, en ek kan nie onthou wat die ander ene was nie. Maar in hierdie proses het hy ewe skielik in hierdie rykdom ingegaan toe sy pa afsterwe. En ewe skielik, toe begin hy besef, hy moet mense begin tevrede stel. En hy het begin drink saam met hulle, hy het begin kuier saam met hulle, hy het begin uiteindelik op drugs geëindig. Hy het uiteindelik alles verloor. Uiteindelik het hom uit sy huis uitgesit, hom, sy vrou en sy 2 kinders. Hy het 2 dogtertjies. Toe ek hulle ontmoet het, was hulle, ek dink 8 en 6 jaar oud. En dit het nou voor dit gebeur. Hulle was 4 en 6 gewees, dink ek, op daai stadium. So ek het hulle so 2 jaar in die proses ontmoet. Maar in elk geval alles verloor. Uiteindelik by mense op 'n plot agter in 'n kamer gebly. So swak reputasie gehad. Die dag toe ek vir iemand vertel, man, ek wil hierdie persoon sien, kan ek hom hier sien? Toe sê hulle asseblief nie, moenie daai ou na my plek te bring nie. Ek ken daai ou. Ek soek nie daai tipe mense hier nie. Yes, en ek voel so sleg. Ek dink, ja, hoe gaan ek hierdie persoon sien? Want ek het 'n motief. Ek het 'n visstok in die water. Ek wil 'n vis vang. En ek het die geleentheid gehad om toe die persoon te sien onder 'n boom, 36 grade. Ek sit daar en dink ek, yes, hierdie mense sal ons 'n koeldrank bring nie, of ek 'n glas water nie. En ek sit daar, nadat ek sy vrou na Jesus toe gelei het, omtrent 3 maande voor dit, waar sy by 'n tannie gewerk het, wat ek na Jesus toe gelei het in Pretoria, wat 'n slaghuis het, en die vrou het til geslaan by hom. En uiteindelik het ek die vroukie na die Here toe gelei, uiteindelik het ek die geleentheid om met haar man te praat. Maar so 'n slegte reputasie.
En ek sê, Here, wat doen ek? Die Here sê, gaan. Ek sê, okay, ek gaan. Ek sit saam met hom, hy vertel sy hele storie, dis hoekom ek die storie ken. En ek sê vir hom, het jy al Jesus aangeneem as jou verlosser? Hy sê, nog nooit nie. Al wat ek weet van kerk is wanneer ons by 'n begrafnis gaan of by 'n natroue toe gaan. En ek het die geleentheid om hom na Jesus toe te lei. En ek onthou nog, toe ons klaar gebid het, toe vra hy vir my, waar's die wind teen? Want dis soos 'n warrelwind wat om ons gekom het, wat ek nie gevoel het nie. Ek sweet loop my af. Hy sê, die wind wat hier was, ek kan voel iets het verander hier binne in my. En hy begin, daar sê, en hy sê, ek gaan die Here dien van hier af. En nou, baie keer wat gebeur is, die oude woord van die Here vir so 'n persoon. En ek sê vir hom, die Here sê, jy moet nie die eerste werksaanbod vat wat jy kry nie, jy moet die tweede een vat. En ek sien in sy oë, dink hy, jong, ek sit vir 2 jaar in 'n klein kamertjie met my vrou en my kinders hier, en as nie vir die tannie is, wat by die slaghuis elke dag vir my vrou 'n brood gee, nie, het ons nie kos om te eet nie. Nou jy wil ek moet vir die tweede werksaanbod wag. En ek kry die geleentheid seker 2-3 maande later bel hy my, hy sê, luister man, ek wil net vir jou sê, ek het 'n werksaanbod gehad. Nou in my gedagte is dit die eerste een of die tweede een. Hy sê vir my, dis die eerste een. Hulle gee my R17,000 by 'n sekuriteitsmaatskappy as ek daar begin werk, en vir iemand wat nie werk het vir 2 jaar nie, is dit baie geld. Hy sê, ek moet gaan. Ek sê, wel, die Here het gesê die tweede een, nie die eerste een nie. Braaf, jy weet, ons kan ook baie keer braaf wees, die Here het gesê. En hy druk die foon in my oor dood. Bel my 8 dae later en sê, ek het nie die werk gevat nie. En ewe skielik is die druk op my, sê, Here, nou as u nie deurkom nie, ek weet, as hierdie ou my weer bel, gaan hy sê, ek soek geld, ek soek kos. Bel my 'n paar weke later, sê, eers toe ek die telefoon sien, en dink ek, maar hoor, nou calculate ons mos so, hoeveel geld is in die bankrekening, wat kan ek oorsit as hierdie ou my geld vra? En hy bel my, hy sê, ek wil net vir jou sê, die Here is getrou. En ek sommer, amen, prys die Here. Hy sê vir my, ek het 'n werk gekry. Hulle bied my R55,000 'n maand aan, terwyl ek onder opleiding is, vir hierdie company. Dan gaan hulle my uitstuur na Mpumalanga toe. Ek word die area bestuurder van al die Boxers, die U-Safes, die Shoprites, en hy het nog 'n paar winkels genoem. Hulle gee vir my 'n huis in Witbank, 'n dubbelverdieping langs die dam, met 'n voertuig en 'n voertuigtoelaag. Hulle gee my 'n selfoon, ek hoef nie eens my eie selfoon te gebruik nie. En ek kry al die ander voordele, pensioen en al die goed. En na 3 maande skuif my salaris op na R117,500 'n maand toe. En die eerste ding wat deur my gedagtes gaan, sê, Here, wat van Benny? Maar net 'n rukkie terug, het iemand neergekyk op hom. Want hy was die druggie, hy was die slegte ou op die partytjie, hy het die ander man se vrouens afgevry. Hy was die slegte ou. Maar die Here kom en verander daai man se lewe omkeer. Van 'n weeskind af na 'n kind in die huis toe. En ek en jy het daai geleentheid om elke dag sulke getuienisse te hê. Ek kan vir julle 100 meer vertel. Maar ek en jy kan, as ons ons lyne in die water sit, as ons bereid is om te sê, Here, ek wil my roeping vervul, gebruik my. En dit is wat ek nou staan in Jesaja, staan daar, Jesaja 6 vers 8 sê, Then I heard a voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who shall go for us? Then I said, Here I am, Lord, send me. Hier is ek, Here, stuur my. Wie van julle wil nie 'n verskil maak hier op aarde nie? Ons wil dit beter hê, ons wil beter doen. Ons wil ander mense in die koninkryk van God kry. God sê, ek wil nie een persoon sien verlore gaan nie. Ons het 'n groot werk voor. Ons kan nie net 5 of 6 mense wees wat visvang nie. Ons almal kan lyne in die water hê. Ons almal kan die moeite insit. En dis dieselfde moeite vir die ou wie se lyne in die water is, as vir die ou wat spog met sy splinternuwe uitrusting. Kom ons gebruik dit. Kom ons gebruik dit in hierdie week. En ek gaan vanoggend ietsie vir ons bid. En as die Here vra, Here, gebruik my. Gebruik my. Amen. Kan ons dit doen? En weet jy wat, dan begin jy jou roeping vervul. Ons maak disippels van mense. Ons groei hulle op tot volwassenheid. En ons stuur hulle uit om 'n wêreld te verander.
Eintlik so maklik kan ons net hier sit en kritiseer. So maklik kan ons hier sit en dink, ag maar hy kan dit nie doen nie. Maar word bietjie deel. Gooi jou lyn in. Kom ons word 'n visser van mense. Ek wil vra vanmôre, kom ons bid saam. En sê Here, hier is ek. Stuur my. Here, soos volgende hier sit. Here, gee vir ons elkeen in ons harte 'n visie om disippels te maak. Om volwasse kinders van God te maak in die koninkryk. Om hulle op te groei. Om die heerskappy wat U vir ons op aarde gegee het te manifesteer in hierdie area. By ons skole, by ons werke, in ons dorp, by die winkel waar ek kos koop. Here, laat ons 'n verskil sal maak in ons dorp, ons land, ons provinsie en ook in hierdie wêreld. Here, U het ons geroep om deel te wees van U eindtyd insameling van 'n oes wat ryp is. Hier is ek, Here, gebruik my. En Here, ek wil bid vir elke persoon hier. Here, soos wat ons vandag sê, gebruik my. Laat ons nie skaam sal kry en bang sal wees om uit te reik, om uit te gaan, om kinders na U toe te lei nie. Om mense in die koninkryk in te bring en 'n impak, 'n verskil te maak nie. Gebruik ons, Here. Gebruik elkeen van ons waar ons gaan elke dag. En Here, ek bid dat iemand hierdie week oor ons pad sal stuur. Oor elkeen wat hier sit, sodat ons 'n verskil kan maak. Dat ons hulle tot by U koninkryk kan bring. Want op die einde van die dag is dit waar dit gaan. Ons wat voor U staan, nie met al ons splinternuwe gawes nie, maar opgebruik vir U koninkryk. In Jesus naam. Amen. Het sal 'n skande wees as ons voor die Here moet staan met splinternuwe gawes. Het sal 'n skande wees. Ek wil daar staan, die Here moet my vra, Benny, waar is jou gawe wat ek jou gegee het? Ek sê, Here, ek het hom opgebruik. As niks meer oor nie, is klaar. Dan weet ek, daar's 'n goeie beloning. Maar as ek daar kom en sê, Here, ek het hom nog nooit oopgemaak nie. Hier sê, nee, kom ons gebruik wat die Here ons gegee het. Kom ons maak 'n verskil in ander mense se lewens. Kom ons begin by die plek in jou eie huis en van daar af. Amen. Baie dankie. Dankie vir die geleentheid, Pastor Andries. Dankie dat ek kon deel vanmôre. En ek hoop julle hoor, ons kan 'n verskil maak waar ons gaan. Amen. Goeiemôre almal. Prys Here. Kom ons gee vir Benny 'n lekker hand. Baie dankie Benny vir jou bediening vanmôre. En weet jy wanneer Benny so deel 2002, as jy dit nooit vergeet, 2002 one evening on the Air Force Base, I visited Benny and Shemaine, and that night they surrendered their lives to Jesus. And God started a journey. Dis hoe ek ook gevoel het Benny met hierdie woord deel. Jy sien, hy is 'n disipel wat die Here gebruik het om baie mense na Christus te lei en te disipel. Die hoogste roeping van Jesus in sy koninkryk was, gaan en maak disipels. Hoor mooi. Go and make disciples. I am making you, ek maak jou 'n visser van mense. Paulus kom as die apostel en die gestuurde van die Here om ons in die kerk te leer, en hy kom en hy bring die verskillende mandate and the different offices for the church to be better disciple makers. But the primary call of God is go and make. And so part of, sit gou ons vision slide weer op asseblief. If we can see our vision for, and we're speaking about this because we need to be reminded that we are called to make disciples. En ons visie sê to lead people to Christ and make them disciples of Jesus and sons, en dit by implikasie daughters of God in the kingdom. Totdat hierdie huis julle huis is as familie van die Here. Until my Father becomes our Father. Amen. Totdat my Vader ons Vader. Kom, Johan het Jeanette hulle nie gister getrou nie. Het jy hulle geluk gesê? Jeanette, is jy nie hier nie? Jeanette kon sê hulle. Okay, ons het 'n koppel wat gister getrou, maar ons wil net in hulle afwesigheid vir hulle geluk sê. Is dit nie? Het julle gistermiddag die troue gehad? Okay.
Wel, ons moet net onthou om vir hulle geluk te sê. Dat ons pa, my pa word ons pa. Amen. En dat ek en jy kinders van God is. Die visie daarvoor is we exist to bring people to Christ. Die kerk van die Here is die enigste organisasie wat bestaan vir ander. We exist for others. To bring people to Christ. Discipling them to grow in faith. And live as sons and daughters of God in His kingdom. Kyk gou vir jou buurman sê, jy is 'n seun. As dit 'n seun is, jy is 'n seun van God of 'n dogter van God. We are sons of God. En ek kan net 'n seun van God in die koninkryk wees. Because you know what, there was a day on the 17th of September in 1986 where a man called Billy Graham had an altar call and Jesus saved me. Dink mooi, watter dag. There was a day. And so God sends you as the appointment for someone else, for their salvation. Hy stuur jou. Jy en ek is gestuurde. En ek weet, die ou wat eintlik hierdie boodskap moet hoor is nie vanmôre hier nie. Jimmy this morning is in Zambia. They're having 3 services today. Praise God with Des and Gavin and Benny Johnson as well, Des and Shiloh. And God has an appointment there, but you know God has an appointment here. Want hy stuur jou. You know, I worked at Motortown. Ek het 'n motorwerktuigkundige garage bestuur. And I will never forget it. On one morning, we were servicing a truck. And we were draining the oil from the sump. And the owner of the truck was waiting. And he came down and he sat down there. En het met sy kop so in sy hande gesit. And he just said, I don't see a future for myself, for my family. And I remember waiting for the oil to drain. I sat down next to him. And I started to speak about the gospel of Jesus. This man was a Muslim. And I just started to speak about the gospel, that Jesus created us for eternal life. And that this life is temporary. Hierdie lewe is tydelik. Die Here het ons geskape vir die ewige lewe. En ek en jy was nooit supposed om te lewe in 'n lewe wat 70 en 80 jaar oud is, lank is nie. That was never the goal. The goal was eternal life. An eternal joy in God's kingdom. And I remember sharing with him, and at a stage, he started to cry. Hy sit daar langs my in die put. So ons het so 'n lang put gehad, waarin jy die olie gedrein het van die voertuie en so. En hy daar langs my in die put, het ek langs hom gesit, terwyl ons nou wag die olie tap uit. And you know, we just spoke. And spoke, and he spoke. And at a stage, he started to cry. And he says, but you speak like God loves you. I don't know love. And I said, that's not the truth. You just don't know that you are loved. Because already 2,000 years ago, Jesus died for you. En ek het my arm om my man gesit, and he started to sob, and he received Jesus. I was dressed in a blue overall, smelling like grease. Ek het nie my oude cologne, wat is die Armani, Dior, Paul Gaultier aangehad nie. Ek het Castrol nummer 5. And that day, that man became a brother.
and he's still a brother, leads many people to Christ all around South Africa. But it took someone. And you know, people are in our nation in very dark places. People feel unloved and uncared for. But they're not, they are loved. So 3 weke gelede sit ek in Johanna Messina with a man who has got kidney cancer, stage 4, walking in tremendous pain. Didn't know he is loved and healed because Jesus healed him. Last week ek was nogal siek geweest. My bors is, I have a pneumonia and an infection in my lung. So that makes breathing a bit difficult sometimes. So if my breath is short, is nie omdat ek onfiks is nie. Ek is onfiks ook. Anyway, as I was with we were with this gentleman, and we were ministering to him. The person sitting next to us was sick from a completely different infection and illness. And he got healed first. Hy spring op en sê, maar nou is ek gesond. God wants to save your neighbors. He loves Louis Trichardt. He loves Messina. He loves the people. And so he sends us. And I want to just say this about Benny and Shemaine, and over the years in the Air Force Base and in Louis Trichardt, they have led many people to Jesus. And God has really used them. That's why I asked him to speak about this. It's part of our vision. In a world that is lost, after they met you, they won't be lost anymore. When you become their friend, they meet Jesus. When you become their neighbor, when you become their supplier, of verkoop jy wasgoedpoeier aan hulle, after they spend time with you, they would not be lost another day because of Jesus. This morning in the intercession, the Lord spoke. The Lord said that He is addressing issues in people's lives that the enemy has been using to rob and to steal from them. And that might be stealing in terms of your health, stealing in terms of your finances or joy, stealing in terms of your marriage, that the Lord is addressing an enemy. And if you are here this morning and you've been in a situation where your joy has been gone, your happiness has been stolen, your gladness, your blydskap, wat jou blydskap affekteer, and maybe you're in a situation, jy weet, as jy 'n skoolkind is en jy het jou rapport gekry en dit affekteer jou blydskap, gaan ek nie vanmôre vir jou bid nie. Jy moet leer, jou rapport moet jou blydskap gee. Steven, ek en jy het nog nie oor die rapport gepraat, ek onthou dit nou. Ek onthou dit nou. Hier kom 'n gesprekkie vanmiddag. If you are here and maybe you're in a situation that has stolen financially from you, en miskien het jou familie uitgeroof. My boetie, wat is jou naam? Waar daar sit met die brille? Ja. Kobus, die Here draai omstandighede om julle lewe geweldig om. Dit voel vir my of dinge so 'n bietjie verwarrend is om julle, en die vyand het regtig baie rampe en skade op 'n stadium teen julle gebruik, maar die Here wil vir julle sê, hy spreek vrede oor julle vandag. Sy vrede, en sy vrede is ook sy voorsiening. Jy sien, Jesus is ons vredevors, en my broer Jesus word jou en jou huis se vredevors. Hy word julle veilige skuilplek, hy word julle wegkruipplek, maar hy word ook julle voorsiening in hierdie dag. Okay, en vir 'n stadium my sussie, moes julle dinge raap en skraap om by mekaar te hou. Moes julle regtig op 'n stadium sê, Here, ek weet nie meer hoe om te maak nie, maar die Here sê, kyk wat ek in jou hande sit, want my goedheid en my guns sit ek oor jou. My sussie, jy het geloof in jou hart. Jy is iemand wat dinge in geloof tot stand roep. Die Here eer dit van jou. En hy wil vir jou sê, moenie negatief raak nie. Partykeer word jy moedeloos. Here wil vir jou sê, raak jy moedeloos nie, maar kyk na my, want ek is jou ewige hoop. Ek is jou ewige hoop in hierdie môre. Okay, Here gaan jou hart vernuwe.
Alright, en partykeer het jy begin verbitterd voel oor dinge wat gebeur het, en verbitterd voel omdat mense op maniere opgetree het wat regtig baie sleg was. Maar die Here wil vir jou sê, hy gee jou die ability om die verlede te doen. Okay. Julle het Vrydag julle huweliksherdenking gehad. Ek sien hoe hernie jy en Robert julle vows. God maak julle huwelik nuut. Elsie, die Here maak julle huwelik nuut. Die Here gaan jou man na vore bring in hierdie jaar, soos wat jy nie gedink het nie. En waar hy so stil was, gaan hy baie begin praat. As jy daai situasie is vanmôre, I would like to pray for you. My asem is weg, maar moenie worry, die God se krag gaan verby my asem. Kom, staan as jy hier is vanmôre, and there's been an enemy that has been robbing from you. You thought this was your solution, and it's not. Jy het gedink ek gaan dit doen en dit doen en dit doen, en uiteindelik, toe sit 'n fight. I really sense that God is bringing a judgment on the enemies of his people. And so, Father, this morning, we stand before you. And Lord, you say that you will rebuke the devourer. You will rebuke the thief. You will rebuke our enemy. And in Jesus' name, you have conquered our enemy. Whether it be health, whether it be finance and provision, whether it be, Lord, in our marriage and people, situations and circumstances, you are the Lord. And this morning, in the name of Jesus, I rebuke every demonic activity. I rebuke you, Satan, in the name of Jesus Christ. Your works abound. Deliverance is ours. Provision is ours. Joy is mine. Joy is mine. Because the joy of the Lord is our strength. And every lie is broken. Every deception denied. I am a child of God. Come on, just where you are, just confess it. I am a child of God. Thank you, Jesus. We are yours. We are yours, Lord Jesus. We are yours. We seek you. Thank you, Father, for your love for us today. In Jesus' name. Amen. Kom aan, gee jou buurman 'n high five, sê it's yours. Dis jou nou, iemand wat gestaan het. Gee hulle 'n high five, low five. En no five sal ook doen. Halleluja. Thank you, God.